Môre. Dis maandagoggend 28 April en ons is by die tweede laaste saligspreking. En ek wil jou vra, het jy al ooit iets verloor? 'n Vriendskap, 'n werk, 'n droom? Net omdat jy probeer het om reg te leef voor God? Ek lees vanoggend Matteus 5 vers 10. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Jesus sê nie as jy reg leef, sal almal van jou hou nie. Hy sê as jy reg leef, sal jy dalk ly. Het jy geweet, vervolging is nie 'n teken dat jy verkeerd is nie. Dis 'n teken dat jy op die regte pad is. Die wêreld hou nie altyd van lig nie. Dit wys te veel van hulle eie donkerte. Maar elke keer as jy kies om in die waarheid te staan, wys jy dat jou hart aan 'n ander koninkryk behoort. En ek dink aan Jesus self. Hy het nie geminagting gehad omdat hy verkeerd was nie. Hy is gekruisig omdat hy reg was. Hy het liefde, geregtigheid, waarheid gebring. En daarvoor het hy gely. Maar luister mooi, daardie kruis was nie die einde van die storie nie. En jou stryd is ook nie die einde van jou storie nie. In Johannes 15 sê Jesus, onthou, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Hy beloof nie maklikheid nie, maar hy beloof sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Here Jesus, as ek moet kies tussen gemak en geregtigheid, help my om U pad te kies. Gee my moed as die wêreld teen my draai. Hou my hart sag, selfs onder druk. U is my beloning. U is my koninkryk. In Jesus naam. Amen. En moenie vergeet nie, jou pyn vir geregtigheid is nie verniet nie. Elke traan, elke verlies, elke wond bou iets ewigs saam met Jesus. En asseblief onthou, dalk is jy die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet.